Goeiemôre almal, donderdagoggend, vandag is dit die 8ste Januarie, jaar 2026, 'n lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber en ek wil nou vanoggend vir jou vra, jy het 'n nuwe lewensbladsy. Hy's blank. Opgestaan vanoggend, jy het wakker geword, die Here skenk jou 'n nuwe dag. Wat gaan jy op hierdie bladsy van jou skryf? Want onthou, eendag gaan ons voor God staan. Dan gaan die boeke geopen word. Daardie boeke gaan teen ons getuig. So kom ons wees bereid om alles te doen tot eer van God. En dat ons nie ons sal skaam die dag as ons voor die Here moet staan en sê, Here, ek is so jammer vir alles wat ek verkeerd gedoen het, maar dat ons daar sal staan en sê, Here, ek weet, ek het dinge gedoen wat U behaag het. Amen. Ons praat so 'n bietjie vanoggend oor saligheid. Die evangelie van Jesus Christus bestaan uit die boodskap dat God vir die mens saligheid beloof. Saligheid bestaan uit die ewige lewe en op 'n nuwe aarde. Die sleutel tot daardie saligheid is natuurlik Jesus Christus. Hy het gelewe om ons die weg te wys en hy het ook gesterwe sodat ons deur sy dood die ewige lewe kan hê. Kom ons lees God se woord, Hebreërs 2 verse 1 en ek lees tot by verse 10. Daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrywe nie, want as die woord deur engele gespreek onwankelbaar was en elke oortreding en ongehoorsaamheid regverdige vergelding ontvang het, hoe sal ons ontvlug as ons so 'n groot saligheid verontagsaam wat nadat dit eers deur die Here verkondig is, aan ons bevestig is deur dit wat ons gehoor het. Terwyl God ook nog saam getuig het deur tekens en wonders en allerlei kragtige dade en bedelinge van die Heilige Gees volgens sy wil. Want aan die engele het hy die toekomstige wêreld waarvan ons spreek nie onderwerp nie, maar iemand het ergens getuig en gesê, wat is die mens dat u aan hom dink, of die mensekind dat u hom besoek? U het hom 'n weinig minder as die engele gemaak, hom met heerlikheid en eer gekroon en hom oor die werke van u hande aangestel. Alle dinge het u onder sy voete gestel, want in die onderwerping van alle dinge aan hom het hy niks uitgesonder wat aan hom nie onderworpe is nie. Maar nou sien ons nog nie dat alle dinge aan hom onderworpe is nie, maar ons sien hom, naamlik Jesus, wat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak is vanweë die lyde van die dood met heerlikheid en eer gekroon, sodat hy deur die genade van God vir elkeen die dood sou smaak. Want dit het hom betaam ter wille van alle dinge, deur wie julle alle dinge is, en hy baie kinders na die heerlikheid wou bring, om die bewerker van hulle saligheid deur lyde te volmaak. Halleluja. Dan lees ons 1 Petrus 5, en ons lees vers 6 tot 10. Soos hy ook op 'n ander plek sê, U is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek, hy wat in die dae van sy fees gebede en smekinge met sterk geroep en trane aan hom geoffer het, wat hom uit die dood kon red, en ook verhoor is uit die angs. Hy, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer, al het hy dit gelei. En nadat hy volmaak is, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is, 'n bewerker van ewige saligheid geword, en is deur God genoem 'n hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. My laaste gedeelte kom hier so in 1 Petrus 1, vers 3 tot 9. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons 'n onverganklike en 'n onbesmette en 'n onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons, wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid, wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste dae. Daarin verheug julle heel, al word julle nou, al is dit nodig, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud, wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus, vir wie julle, al het julle hom nie gesien nie, tog liefhet, en wie julle, al sien julle hom nie nou nie, tog glo, en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap, en die einddoen van julle geloof, die saligheid
van julle siele te verkry. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, baie dankie dat ons eendag die saligheid sal verkry. Here, omdat ons glo en omdat ons U dien en omdat ons U net so baie liefhet. Here, wees met ieder en elkeen vandag. Here, seën ons, Here, al gaan ons deur baie beproewinge, soos wat die woord sê, Here, weet ons, die uiteinde daarvan is om 'n saligheid saam met U te wees. Ons loof U, ons prys U, ons eer U groot en heilige naam. Halleluja, amen en amen.